bietjie geliefdes weer eens hier op die Pinkbank. En ons ry 'n bietjie stoele, ek en Johan. Hy's op die pink stoel. So hy kan maar die vrae vra vandag. Dit is vir ons baie lekker. Ons het nou hierdie 3 sessies gedoen oor die wegraping, die Sabbat en die wederkoms. Naamlik en dan die 1000-jarige vrederyk. Ons wil net weer 'n bietjie weer dit, soos Johan altyd sê, back na basics moet ons begin. En Johan, ja. Ja, sien ek dink daar's baie vrae wat baie mense onsself moet ook nooit ophou om vrae te vra. Ja. Die skrif is uitputlike bron van inligting en ons moet bly grou en soek. So ek het gedink, nee, laat ons iewers begin en kyk wat volg op wat. Ja. Stem. Wat moet gebeur sodat die volgende ding kan gebeur? En met dinge wat gebeur, wat kan ons te verwagte wees? Waarna kyk 'n mens? Ja, nee, dit is baie waar. Met ander woorde, die kronologiese sal ons maar sê tydstafel wat ons nou dink dit is. Maar ek persoonlik maak nie saak wat mense sê nie, want elkeen van ons moet 'n persoonlike opinie hê en verklaring van die skrif glo dat die wegraping binnekort gaan plaasvind. Daardie wegraping na die bruilofsmaal. Stem jy saam, Johan? Ja. En daarna, na die wegraping, dan gaan die groot verdrukking plaasvind. En mense praat baie maklik oor die groot verdrukking, maar weet jy, die groot verdrukking is nie 'n man se maat nie. Jy weet, Daniel sê, hy sê van hierdie verdrukking, hy sê daar sal nie weer so ene wees nie. Yeshua by homself sê dit, sal nie weer wees nie. So, ja, dit is dis iets wat ek niemand toe wil wens. Maar jy probeer vir my. Ja, jy moet natuurlik. Maar nou hoe vir my 'n mens dit? Die gebooie, die insê die verordeninge te doen, Johan. Want dit is 'n baie goeie vraag. Hoe vermy jy dit? En jy doen nie hierdie goed as om soos die Fariseërs die wette en die gebooie en die verordeninge slaafs na te volg nie. Maar jy doen dit juis vanweë jou liefde wat jy het vir Yeshua. Want Yeshua is die woord. As hy nie die woord is nie, dan het ons moeilikheid. Daar volgens Openbaring 19 sê dit baie mooi duidelik, hy wat se kleed en bloed geweet is en sy naam is die woord van Elohim. Dis hoekom dit so belangrik is. Jy weet, hoe moet ons dit doen? Ons doen dit en dis hoekom ek die wegraping noem die begeerte om huis toe te gaan. En of mense nou met ons verskil of nie verskil nie. Want jy sien, ek dink baie van die mense se probleem is dat hy baie van die goed wil met sy verstand uitwerk. En eintlik kan jy nie met jou verstand dit uitwerk nie. Kyk, om te verskil is 'n baie goeie ding, maar om 'n verskil uit te praat is een ding nie. Die regte manier, bring jou skrif. Ja. Laat ons soos volwassenes gaan sit met 'n pen en 'n papier en die skrif en vergelyk teks met teks. Want Vader sê, hier's my skrif. Ja. In die mond van 2 en meer sal jy die waarheid kry. 100%. So ons kan nie so sommige mense een versie vat en die hele teologie bou op een versie. Ja. Laat ons bietjie verwysing kry. Hoor wat sê Amos of wat sê Jesegiel of wie ook al. Ja, exactly. En dan kan ons sê, okay, hierdie ding is waar en juist, want hierso is die mond van 3. Ja. Wat ons tot dieselfde konklusie kom, wat dieselfde betekenis vir ons gee. Ja. So ja, dit is baie goed dat mense vra vir ons. Jy sien, en dis baie kere die onderlinge byeenkomste waarvan Paulus sê, hy sê ons moet dit nie nalat nie. Die onderlinge byeenkomste daar en ek dink dis in Hebreërs 10. En ek dink die kerk het dit vir hulle gevat. Das baie tekste die van die 10de en juist daai een van die byeenkomste wat die kerk vir hulle vat om mense na hulle toe te trek. En dis nie die bedoeling van die woord nie. Die woord sê dat ek en jy moet hierdie goed ondersoek soos jy sê.
maar ons moet met mekaar kommunikeer. Dit help nie. Niemand, as jy daar kerk toe gaan, dan kommunikeer net die dominee en jy. En nou is jy nogal bang ook vir hom. Nee. Ja, want normaalweg, jy mag ons niks vra of sê in 'n erediens nie. Ja, dis so. Is so. Maar wat sê jy daarna sê, Johan? Dan gebeur nou Openbaring 8, ek dink, hè? En jy sal sien dat al hierdie oordele van Jahwe, van die eerste bassein wat die eerste engel blaas, nee, is oordele wat uit die lug uitkom. En ons moet een ding onthou, net soos wat Vader sê daar in Levitikus 23, hy sê dis my feeste. Nie julle feeste nie, my feeste wat julle moet onderhou. Nee. So is dit ook sy oordele. Ja. Jy hoor wat ek vir jou sê, as jy nou dink 'n tsunami en daai goedjies is rof, is nie, hey man, haalstene, 'n talent swaar is 65 kg. Ja. En weer eens, omdat die mens dit nie by sy verstand kan uitwerk nie, nou sê hy nee, dis beeldspraak. Weet ek nie hoe jy dit kan, jy weet, invat. Nee, dit is, in beeldspraak, dis ook nie weer 'n ander ding. Ons moet dalk net pas op. Ja. As ons verstand dit ding nie kan verstaan nie, ons sê dit is beeldspraak. Jy is 100% reg. Ons gaan nie sit nie, gaan sementsakke reën. Ja, dis reg. 50 kg. En jy weet, ek kom nog met 'n spoed op. Hy slaan hierdie huis of hierdie gebou net een en hy's weg. So dis dalk 'n goeie ding dat ons hierdie ondersoek, né? Ja. En seker maak dat ons verstaan. Ja, dat ons verstaan en dat ons seker maak wanneer is dit Vader se tydstap. Ja. Jy weet in baie mense ek lees van mense wat sê nee, maar dis nie nodig nie. Jy het in Jesus die feeste is vervul en in Jesus is die Sabbat en in Jesus is dit en dat. En so wat jy gesê het, ou kan maar net sê, sorry man, dat ek maar net vir jou bid, jy weet. Ja. Want jy het nie 'n cooking clue van die woord van Jahwe. Ja. Jy hoor, want die woord is Yeshua. En Yeshua is die Vader se seun en hy's ook Elohim, né? En dis baie belangrik dat ek en jy hierdie goeie soos wat jy sê, moet ondersoek en daarna kyk. Maar die kronologiese orde waarvan of gebeure wat nou gaan gebeur volgens die woord, is natuurlik nou die wegraping. En daarna is dit die 3,5-jarige verdrukking. Volgens my, baie mense sê nee, dis 7 jaar, ek sê dis in die middel van die 7 jaar, maak nie saak. Al wat ek wil sê is, die feit van die saak is, die groot verdrukking is nie. Ja. En moet ons definitief seker maak dat ons lewens reg is. En jy weet, ek het my baie mense gereneer. Baie mense sê, ja, maar sê nou, maar hy kom eers oor daai tyd op daai tyd. Weet jy wat, as iemand nou 'n hartaanval sou gekry, as ek nou hier 'n hartaanval gekry, dan Yeshua vir my gekom. Hoor jy wat ek vir jou sê? Met ander woorde, dan moet ek reg gewees het. Ek kan nie, as ek weet my laaste asem uitblaas, nou probeer regmaak. Nee, dit werk net nie so, en ek kan net nie so werk nie. Nee. Ek moet daaroor in my lewe moet reg wees. In hierdie lewe, terwyl ek lewe, al is ek op pad na die wegraping. Sodat as, ja. Dis 'n goeie een, sodat as. En ek dink dit is baie belangrik dat ons hierdie dinge sal sien. Maar jy weet, daar's tog daarom 'n troos daarin, so wat jy nou net gesê het, wat jy gesê vir die ouens wat agterbly. Is daar daardie troos dat jy kan nog by die wederkoms hom sien. Ja. Jy kan nog deel wees van die 1000 jaar gevredery. Mits jy deur die verdrukking gaan, wat nie maklik is. Ja, en kyk in die verdrukking, volgens my gaan die gees nie daar wees, die roe gaan nie daar wees nie. Ja, want dan sukkel.
jy gaan baie sukkel, want jy's reg, Johan. In 2 Tessalonisense 2 sê hy dit baie duidelik. Net totdat dit wat hom nou teehou uit die weg geruim word. En dit is die Gees en ons, sy kinders. Maar daar 2 Tessalonisense 2 verder gaan lees, en dis so, tog so waar, jy weet. Maar in alle geval, ons gaan nou terugkom van die bruilofsmaal af. Ek persoonlik, en dit nou net my persoonlike mening, is dat in hierdie tyd gaan ons nie net manna eet daar bo in die hemel, maar ek dink ons gaan opleiding kry, want jy weet, ons moet saam met Yeshua as konings en priesters regeer. Wat lekker gaan wees, om net altyd by hom te wees, is bindien lekker. Die inmenging van die Satan is daar nie meer nie, jy weet. En jy weet, ek het eendag het 'n ou een van die akedisse gesê, en hy het nogal, ek het geluister waar hy gesê het, hy sê, hoe kan jy 'n gees bind? Ons het nou daar gelees, waar hy sê, en die Satan en die valse profeet is met 'n ketting gebind en in die poel van vuur gegooi. Nou sê hy, hoe kan jy 'n gees bind? Maar wat hy nie weet nie, of wat hy nie weet, is dat die Satan kry 'n liggaam om in te regeer. Hy kan nie sonder 'n liggaam hierdie 3,5 jaar inkom. Jy hoor wat ek vir jou sê. En dit is belangrik ook om dit te weet, dat die woord is altyd die waarheid, want die woord sal nie vir jou iets sê wat nie so is, en vir jou maak. Kyk, daar is nie grys areas in die wêreld. Daar is goed wat ek en jy dalk nie verstaan nie, maar grys areas is daar nie. 'n ding is of wit of swart, maar daar is nie grys areas in sy woord nie. En ek dink dit is baie belangrik dat ons daarna sal kyk, dat ons lewens volgens hierdie woord is. En ek kan nie verstaan dat mense, hy sê hy wil nou nie feeste hou nie, en hy sê hy wil nie gebooie en die insettinge, Yeshua daar op die kruis gesterf, maar hy weet nie wat hy sê nie, want Yeshua sê self dat ons dit moet doen. Hy sê, as jy my lief het, hou my gebooie. Maar dan wat jy hom nie lief het nie, kan jy maar jol tel. Jy weet, maar jy moet net onthou, jy met die gevolge daarvan gaan jy dra. Ek weet nie, ek dink mense verstaan die feest ook, later oor gesê. Ja, ons moet definitief. Pesach, so lekker, jy gaan sit, en ons eet en bid en lag en sing. Ja. Hittefeest. Ja, al hierdie vakansie dan. Ja, tuurlik is lekker. Ouens werk hulle dood om Desember Magai toe te gaan. En hier kom Vader en hy gee ons hoeveel vakansie. Ja. Ons in werklike rustdag. Wat hy noem hulle sommer sy Sabbat. En ja, dit is wonderlik. Maar jy weet, ek dink as ons net vinnig kan praat oor oor Israel en waar ons nou staan, waar Israel uit Egipte is, op pad Kanaan toe, en ons wat ook op pad Kanaan toe is. Wat onthou, daar die mense met daai uittog, is nou almal dood, hulle wag of in die doderyk of in die paradys. Om hulle liggame te kry. Maar ons is nog steeds hier, ons is die oukies wat nou daarin gaan. Nou sê mense, maar waarna toe gaan ons? Jy gaan Kanaan toe, dis wat die woord sê. Maak nie saak of jy dit verstaan of nie verstaan. Jy weet, hulle praat van Kanaan, dan sê hulle dat hy is maar 'n 8ste, Israel, die grootte van Israel, is maar 'n 8ste van die werklike Kanaan. Nou, Kanaan is hier in hierdie boek, beskryf hy weer eens vir ons, daar, ek dink in Esegiel 47, sê hy vir ons presies, jy weet, wat is die grense? En so moet jy dit weer die land verdeel. Nou, Joshua het dit gedoen. Nou, toe het hulle nie geluister, toe is hulle uitgewerp uit Kanaan. Nou gaan ons weer, maar nou gaan ons die koning van alle konings hê, wat oor ons regeer. En ons gaan hier die wonderlike
liggaam hê in hierdie wonderlike tyd wat vir ons voorlê. Is daar nog goed wat ons wat daar so baie goed. Jy weet 'n ou se verstand hardloop so vinnig weg. Jy weet net soos wat die volk ons ken die geskiedenis van Josef en Farao. Ja. Nou, en net soos hierdie volk weer moes teruggaan. Jy weet Egipte toe om sodat Josef hulle daar sou sorg, né. So gaan Joshua eendag ook vir ons sorg. Maar daar so ek dink ek nou praat nou onder korreksie, die Bybel praat van 70 siele wat in die land gehoorsaam saam. Ja. Dalk is dit nou 'n bietjie meer, maar ek nie saak nie, dit was 'n handjievol. Is in die land gehoorsaam wat hy vir hulle sê. Hierdie en Josef, hy praat hulle voor wat hulle vir Farao moet sê. En Farao is so dankbaar teenoor hierdie Josef dat hy gee hulle hierdie land gehoorsaam. Ja. En so kom Vader en hy gee ook vir ek en vir jou, né, daardie land, selfs Suid-Afrika, né. Ja. En so kom Jan van Riebeeck en as hulle is net so oor die 400 jaar daar in Egipte. En later vergeet hulle die name en hulle vergeet die beloftes. Ja. En hier kom Jan van Riebeeck aan in die Kaap, ook net 'n handjievol mense. En so gaan hy in hierdie land in wat Jahwe vir ons gegee het vir tydelik, né. Soos wat hy ook die land Goshen vir Josef hulle gegee het tydelik, né. Tot hulle op pad is na sy beloftes toe wat hy aan Abraham gedoen het en ook aan ek en jy gedoen het. In hierdie land Kanaan, hierdie 1000-jarige vrederyk. En so kom hulle vergeet van hierdie goed. Maar hulle weet nog so 'n bietjie ietsie van bid oor. Jy hoor. En daarom kom Jahwe en moet hy vir Moses oprig om hulle dan uit die land uit te bring. So kom ons hier in Suid-Afrika. Ja. En dit ons al hierdie goede beleef. Jy verstaan. Dit gaan so Jolie dat almal vermeng daar in die Kaap. Dat Simon van der Stel moes toe nou die Franse hugenote inbring van wie hulle geloof, né? Maar alright, hulle is ook vervolg in Europa, die Britse settlers en daai lotte, om net daarom hierdie vermenging bietjie te staan. Ja. En so kom hierdie volk weer en word hulle deur die Khoisas verdruk en daar in die Oos-Kaap en in daai plekke en moet hulle weer trek na die groot trek toe. En noem hulle nogal Natal ook die land Goshen. Ja. Baie ouens. En so kom Jahwe en rig hy ons op en gee vir ons gelofte dag. En dis hoekom gelofte dag vir my so wonderlik is, jy weet, want ek bly nog daarmee dat dit is ek en jy se hoop en ek en jy se erfenis en ek en jy se geloof van Jahwe. Yes. Verstaan jy? En weer eens, soos Israel vergeet het van sy name, so vergeet hierdie volk van my ook sy name. Israel moet sy name leer, hierdie volk moet ook sy name leer. Ja. Hoor jy wat ek nou? Ja. Alhoewel ons nog een volk is, maar ek bedoel net hierdie tyd faksies. En mense kan maar daar gaan lees in Galasiërs 4, jy weet, waar Paulus presies skryf oor in Isak is jou nageslag. Nie in Ismael of in die ander kinders van Abraham en daai. Alhoewel hulle Ismael hulle en daai mense maak nog aanspraak op hulle vader, laat hulle kinders van vader Abraham is. Maar hy sê dat, maar deur Isak is julle nageslag. Is die belofte. Ja, want en hy sê en hulle mag nie saam met ek en jy erwe nie. Gaan lees dit staan net in die woord. Dit is nie wat ek sê. Alright, Johan. Abraham was nie 'n Israeliet nie. Ja. Sy kleinseun, Jakob. Ja. Jakob het Israel geword. Ja, uit hom uit is die belofte. Ja. En hy was weer die seun van die seun van Isak, né?
Ja. En so hardloop hy af en kom ek en jy op hier dieselfde belydenis. Is ek en jy op hier dieselfde orde. En moet ek en jy ook om leer. En nou maak my volk presies soos daar in Numeri 13, jy weet, maak die volk. En hulle murmureer en hulle kla en hierdie 12 verspieders kom van Israel af en hulle verteenwoordig van Kanaan af, verteenwoordig hierdie 12 stamme. Ja. En 12 van hulle sê, ja, almal stem saam met die belofte wat Jahwe sê. Ek sal vir julle 'n land gee wat vol is van melk en honing, jy weet. Ja. Met dan word hierdie belofte. Maar sê hulle, maar my volk sê ook mos, maar jy weet, Trump gaan nou vir ons werk. Ja. Jy weet, en gaan solidariteit en AgriForum en hulle gaan oor see, jy weet, hulle gaan praat daar met Trump. Hulle nie laat ek sê dit is verkeerd nie, maar weet jy, dit wat jy uitstraal, dit is die probleem wat ek mee het. Moet op prinse nie vertrou nie. Exactly, sê Wat Psalm is daai? 146. Ja. Hy sê moet op prinse nie vertrou nie, die mens jou hoop nie bou nie, want as Jahwe hulle gees ontbind, keer hulle na die aarde weer en hulle raadsplan stort in weer. En dis die probleem van my volk. Hy het gelofte dag ook sommer net so 'n algemene dag gemaak. Nou, en so kom al hierdie mense en sê nee, maar kom ons gaan oor see. Kom ons gaan na hierdie land toe. Kom ons gaan na Trump toe. Kom ons gaan na hierdie ene toe. In plaas van soos dat hierdie 10 gesien het, weet jy, paar miljoen mense kry het 1 rots uit water. Hy tel elke dag kos op. Ja. Die 6de dag moet hy net dubbel optel. Maar en hy oorvreet hom aan die manna en die vleis. Sien ons, ek dink ons vergeet een ding, nê. Vader het gesê, "Kerels, dis vele grond, dis vele land." Nou sê ons ja, hierdie kan nie goddelik wees. Kyk hoe gaan, kyk hoe word ons mense vermoor. Ja, exactly. Vader het gesê, "Hou my insettinge, my Ja. sabbate, my verordeninge, Dis reg, Johan. dan gaan ek my hand oor julle hou." Ja. En nou gaan ons maak wat ons wil. Ons bou loftusse, ons maak soos ons wil. Ja. Nou sê ons, baas hy. Ja, waar is hy? Ja. Wat bedoel jy, waar is hy? Ja. Hy het dan gesê, hou my insettinge en verordeninge. Exactly. Hou my feeste, hou my Exactly. sabbate. Exactly. Nou het ons as 'n volk besluit, dis nie nodig nie. Ja, Dan kan jy maar in Australië of in Amerika gaan, dis dieselfde dit probleem. is dieselfde probleem. Dalk net erger. Net groter skaal. Groter skaal, ja. En ek dink dit is baie belangrik en laat ons dit sal insien. Dat daarna toe waar ons op pad is, want mense deur daai optrede van mense verkondig hulle ongeloof. Ja. Jy verstaan, ander mense sien en hulle sê, maar weet jy, daai ouens gaan ons hoop gee. Trump gaan ons hoop. Ek gebruik nou met Trump. Ek hou ook van Trump, maar dit maak nie saak nie. Hy gaan vir ons hoop gee. Nee man, hy kan nie vir jou hoop gee. Dis net Jahwe en Jahwe alleen wat jou kan laat hoop gee. En wat die hoop het vir die beloftes op jou erfenis. En dis die probleem, en jy praat van ons mense, ek kyk nou weer, ek kry daagliks video's, onder andere weer hierdie video van waar hulle so saamkoms, ek dink die 28ste. En dit klink baie mooi, Johan, jy weet, kruise laat die pad plant en al hierdie goed. Maar weet jy wat, dit is soos wat jy sê, Vader het vir ek en jy gegee, sy bloed, van Exodus 12, as die lam wat geslag is, en dan sal daar niks met ons oorkom. Man, jy's 'n polisieman, hoekom draai jy nie 'n pistool nie? Ek het jou nog nooit met 'n pistool gesien nie. Wat gaan daai ding help? Ja, wat gaan daai ding help? Verstaan jy wat hy wil vir jou sê? Met ander woorde, dit hang aan waar ek en jy ons hoop wil opstel. Vertrou ons vir Jahwe, vir sy beskerming, sê ons net, maar jy weet, u sal u engele gaan ons bevel gee om ons te bewaar op al ons weë. Of glo jy dit? Want die een gaan oor geloof en die ander een gaan oor ongeloof. Ja. Nie tussenin nie. Ja, daar's nie middelweg nie, ja. So ek weet nie, mense kan dalk nou
verskil, daar sal altyd verskil, maar soos wat jy sê, ou moet dit maar al hierdie goedjies uitpraat, maar ek dink nie daar's baie tyd nie. Jy weet, mense kan nogal dink, jy weet, in hulle eie opinies het. Maar solank daai opinies in lyn is met die woord, Ja, en dit sal goed wees om te hoor. ja, sal ons wat se naam hê. So ek dink net hierdie 1000 jaar wat vir ons voorlê is so great en so wonderlik, jy weet. Dat ons saam met ons kinders, ons kleinkinders, saam met Vader sal wees vir die res van ons lewe. Ja. Nooit weer dood nie, nooit weer siekte nie, nooit weer alles nie. Kinders speel met die adders nie, balleske. Ja. Speel nie op die plein met die mambas. Ja, jy weet, wat maak dit saak? Jy moet die leeu bietjie strooi. Ja. Jy weet. So ja. Nee, ek weet nie, maar ek dink ons moet weer 'n sessie daarvan maak, jy weet, want ek dink dit is belangrik dat ons hoor wat die mense daar buite kan sê en wat hulle dink. Ja. Maar jy sien, ek en jy kan ook nie net sê of dink wat ons wil nie. Ons moet doen soos wat die woord sê ons moet doen. Ja, Ons moet die voorbeeld wees van hoe om die gebooie, die insetting en die verordeninge te onderhou. Mense moet in ons kan sien dat die Heilige Gees in ons en deur ons regeer en dat ons kinders van Yeshua is. Amen. Wat vir ons bewerkstellig het al hierdie wonderlike erfenisse. En hy gaan kom op die wolke. So sê die woord sê, hy wat Yeshua sê, kyk, ek kom gou na julle toe. En hy sê, hy gaan vir ons plek voorberei. Nou, wie sê ek en jy om te sê, nee, dis nie so nie. Maar, ja, Johan, dit was lekker, omdat ons het gesels het. Ja, maar jy moet weer 'n bietjie meer praat, en jy weet, bietjie, laat ons na hierdie goed kyk. Maar ek dink ons ons gaan definitief nog, as Yeshua nog nie gekom het nie, nog 'n sessie het en oor hierdie wonderlike goed te kan praat. Ja. En ek wil hê die kyker moet vir ons kommentaar gee daaroor. En sê dit, man, ek dink nou daar praat julle nou nie die waarheid of daar nie, of ek het dit nou nie so gesien nie, of wat ook al nie. Sodat ons, soos wat jy sê, uit die woord uit mekaar kan antwoord gee. Dit help nie, ek gee my eie opinie. Ja, ek moet soos wat Paulus sê, hy sê daar in 1 Tessalonisense 4 vers ek dink is 13 sê hy sê, en ek vertel julle nie dit my opinie nie, maar dit sê die woord van jou. Daar sê. Ja. En daarvoor dink ek moet ons pas. En ek hoop die kykers daar buitekant begin verstaan hierdie kronologiese orde van die wegraping na die feestelike fees van Hebreërs 12 daar in die hemel, die terugkoms, en intussen terwyl ons fees hou, is all hell are breaking loose on earth, né? Ja. Wat dis Vader se goed. En moenie sê Openbaring gaan nie gebeur nie. So seker daar gaan wag 'n groot surprise vir jou as jy dink dit gaan nie gebeur nie. Maar dan gaan hy kom en dan gaan die slag van Armageddon plaasvind, hè. Waar Yeshua almal daar gaan level maak. By die slag van Armageddon. En tereg sê Psalm 91, net met jou oë sal jy dit aanskou, die vergelding van die goddelose. Maar na jou sal dit nie aankom nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand. Na jou sal dit nie aankom nie. Maar met ek en jy se oë sal ons dit sien. En dan eers begin die 12 troon oordeel en dan begin die 1000-jarige vrede. Maar gaan dit nie lekker wees nie? Ja, nee, kyk. Die grand, dit wat die verstand nie kan pyl. En ek groet u weer eens. Hier van die Spruitkarret af. En ek sê vir u shalom.